Dagjaar 4, hier is julle leerpapier vir kwartaal 2, materie en materiale. Materie en materiale, sure, basisse en neutrale stowwe. Die proef van stowwe. Ons tonge kan 4 geure waarneem. Die 4 hoofsmake is soet, suur, sout en bitter. Hierdie smake kombineer om die verskillende geure van ons kos op te maak. Ons smaaksintuig beskerm ons daarteen om voedsel te eet wat skadelik is en stimuleer ons om voedsel te eet wat voedsaam en energieryk is. Net soos ons uitsoek wat lekker smaak, is ons liggame ook geprogrammeer om kos met sterk bitter of suur smaak te vermy. Dit help om ons te beskerm teen gifstowwe wat dikwels 'n sterk bitter smaak het. Bitter is ook die basiese smaak waarvan ons tong die sensitiefste is. Eienskappe van sure, basisse en neutrale stowwe. Sure. Alle sure smaak suur. Alle sure is nie veilig om te proe nie. Laboratoriumsure. Sommige sure is baie gevaarlik en moet versigtig hanteer word. Hierdie sure is korrosief. Dit kan ernstige brandwonde op jou vel veroorsaak. Wetenskaplikes dra altyd beskermende klere wanneer hulle hierdie sure hanteer. Dit sal baie gevaarlik wees om hulle te proe. Hierdie sure word meestal in laboratoriums en sekere industriële prosesse aangetref en gebruik. Ons sal na hulle verwys as laboratoriumsure. Mieresuur is 'n gif wat deur miere geproduseer word. Natuurlike en huishoudelike sure. Nie alle sure is gevaarlik nie. Sommige sure in die kos wat ons eet is nie gevaarlik nie. Sommige is selfs noodsaaklik vir ons gesondheid en welsyn. Een so suur word ascorbiensuur of Vitamien C genoem. Vitamien C help ons immuunstelsel. Sure wat ons in kos vind word natuurlike sure genoem. Baie van hierdie natuurlike sure word in die kombuis aangetref. Hulle word ook soms huishoudelike sure genoem. Een van baie bekende huishoudelike sure is asynsuur. Asyn is 'n mengsel van 'n klein hoeveelheid asynsuur wat in water opgelos word. Fumaarsuur is 'n natuurlike suur wat by kos gevoeg word, soos suurlekkers. Basisse. Basisse kan sure neutraliseer en omgekeerd. Basisse en sure het chemiese eienskappe wat die teenoorgestelde van mekaar is. Ons kan aan basisse dink as die chemiese teenoorgestelde van sure. Soos met sure is daar 'n paar basisse wat uiters gevaarlik is. Sterk basisse reageer korrosief met ander materiale en kan jou vel brand. Hulle moet versigtig hanteer word en altyd, terwyl toepaslike beskermende klere gedra word, soos laboratoriumjasse, handskoene en 'n veiligheidsbril. Ander basisse is matig genoeg om as skoonmaakmiddels in en om die huis gebruik te word. Dit beteken nie dat hulle heeltemal skadelik is nie. Dit beteken nie dat hulle met ander stowwe gemeng is sodat hulle nie so korrosief is nie. Dieselfde gevaarsimbool wat gebruik word om mense te waarsku teen die gevare van sure, word ook vir hierdie basisse gebruik. Die teken beteken jy moet nie aan die inhoud van die bottel raak nie, dit is korrosief. Eienskappe van sure en basisse. Die eienskappe van sure. Sure smaak suur. Sure gelei elektrisiteit. Sure is korrosief, wat beteken dat hulle sekere stowwe afbreek. Sure. Baie sure kan jou vel brand en materiale soos tekstiele en papier korrodeer. Sommige sure reageer sterk met metale. Sure kleur blou lakmoespapier rooi en sure voel grop wanneer dit in water opgelos word. Eienskappe van basisse of alkalies. Basisse voel glibberig of seeperig in water. Basisse smaak bitter. Basisse is korrosief en kan materiale beskade. Basisse kan elektrisiteit gelei, byvoorbeeld alkaliese batterye. Basisse reageer nie met metale nie en hulle kleur rooi lakmoespapier blou. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n pH-skaal. Die neutrale punt is 7 in die middel. En dan van 7 tot by 0 is die sure en van 7 tot by 14 is die basisse. Hoe nader aan 0 die suur is, hoe sterker is die suur. En hoe nader aan 14 die basis is, hoe sterker is die basis. Die diagram bo toon die pH-skaal wat wys hoe suur of alkaliese stof is.
Basiese of alkalisiese produkte word regs van die pH-skaal aangedui, van 7 tot 14 pH. Suurprodukte word aan die linkerkant van die pH-skaal aangedui, 0 tot 7 pH. Op die diagram is daar voorbeelde van sure en basiese wat ons daagliks gebruik. Voorbeelde van sure soos tomaties, asyn en koeldrank, en van basiese, byvoorbeeld koeksoda, melk van magnesia en eiwit. Daar is 3 klasse stowwe, naamlik sure, basiese en neutrale stowwe. Suurbasis aanwysers of indikators. Ons kan nie sê of 'n stof 'n suur, 'n basis of 'n neutrale stof is deur net daarna te kyk nie. Ons weet dat sure suur smaak, maar ons het ook geleer dat dit nooit 'n goeie idee is om chemikalieë te proe nie. Sure en basisse kan die kleur van sommige stowwe verander. Deur hul kleur te verander, wys hulle dat hulle met 'n suur of 'n basis gereageer het. Daarom noem ons hulle suurbasis indikators. Die bekendste suurbasis indikator is 'n stof genaamd lakmoes. Lakmoesoplossing word in papier geweek. Die papier word dan gedroog en in stroke gesny, wat ons lakmoespapier noem. Lakmoespapier is beskikbaar in 2 kleure, blou en rooi. Dit verander nie van kleur in die teenwoordigheid van 'n neutrale stof nie, maar reageer met sure en basisse op die volgende wyse. Lakmoes is rooi in die teenwoordigheid van 'n suur en lakmoes is blou in die teenwoordigheid van 'n basis. Neutrale stowwe. Wanneer 'n suur en 'n basis gemeng word in die regte hoeveelhede, hulle mekaar sal neutraliseer. Dit beteken dat hulle saam sal verander in iets wat nie 'n suur of 'n basis is nie. Die suur sal sy eienskappe verloor en so sal die basis. Die nuwe stof wat uit die 2 stowwe vorm, sal nie 'n suur of 'n basis wees nie, ons noem dit 'n neutrale stof. Sommige neutrale stowwe word gevorm wanneer 'n suur met 'n basis gemeng word en 'n neutraliseringsreaksie plaasvind. Ander stowwe is neutraal om mee te begin. Dit is nie die produk van 'n neutraliseringsreaksie nie. Die neutrale stowwe wat die bekendste is water, tafelsout, suikeroplossing en kookolie. 'n Neutraliseringsreaksie vind plaas wanneer 'n suur en 'n basis bymekaar gevoeg word. Die produk wat vorm is water en 'n sout. Die chemiese formule vir water is H2O, 1 suurstofmolekuule met 2 waterstofmolekuules. 'n Voorbeeld hiervan is die suurlemoen en koeksoda eksperiment. Die neutraliseringsreaksie wat plaasvind wanneer die suurlemoen en koeksoda bymekaar gevoeg word, is water en sout wat vorm en dan koolstofdioksiedborreltjies wat vrygestel word wat as 'n gas. Skoon water. Skoon water is veilig om te drink. Dit bevat geen skadelike chemikalieë, bakterieë, virusse of ander besoedeling nie. As water onveilig is om in te neem, is dit ook onveilig om in te was of te swem. Ons het skoon water nodig omdat ons liggame elke dag water nodig het, omdat ons elke dag water verloor met die afval wat ons liggame produseer. Die water wat ons drink moet skoon wees om te voorkom dat ons siek word of vergiftig word. Plante en diere het ook skoon water nodig sodat hulle kan groei en gesond kan wees. Ons het gesonde plante en diere in ons omgewing nodig omdat hulle 'n ekologiese balans en kos bied. Water word ook vir die pret gebruik. Watersport is 'n baie gewilde ontspanningsaktiwiteit en sluit dinge in soos swem, brandetplankry en waterski. Ons wil skoon water in ons see en mere hê sodat ons dit kan geniet om in die water te wees sonder om siek te word. Water skoon gemaak word. Wanneer ons water suiwer, moet ons die besoedelende deeltjies of kontaminasie van die water skei. Vuil of modderige water is 'n mengsel van sand en water en moontlik ander kontaminante. Water word deur munisipaliteite skoon gemaak. Die water uit 'n kraan kan uit 'n rivier of 'n dam kom of dit kan selfs afvalwater wees wat deur 'n gemeenskap of in 'n fabriek gebruik is. Die skoonmaakproses van die water word watersuiwering genoem. En die plek waar dit gebeur word 'n watersuiweringsaanleg genoem. Daar is 5 stappe of prosesse in die behandeling van water. Die 5 prosesse wat algemeen gebruik word om water te behandel, is sifting, sedimentasie of uitsakking, deurligting, filtrering en ontsmetting. Watersuiwering.
Wanneer ons water suiwer, moet ons die besoedelende deeltjie van die water verwyder. Skoon water is vars met geen besoedeling daarin nie en veilig om te drink en te gebruik vir kook en bad. Ons kan water vir ten minste 10 minute kook om al die bakterieë en virusse daarin dood te maak. Waterdamp kan ook vir suiwer water gedistilleer word. Dit sal voorkom dat bakterieë jou siek maak. Water kan ook gefiltreer word om enige onsuiverhede te verwyder, maar dit moet ook ontsmet word voor gebruik. As mense water drink aan die rand van 'n dam wat nie skoon is nie, is die moontlike gevare waaraan hulle blootgestel kan word. Hulle kan besmet word deur bakterieë en virusse wat siektes soos kolera veroorsaak. Parasiete soos Bilharzia. Mense kan siek word en sterf van gifstowwe en chemikalieë in die water. Dit kan diarree veroorsaak. Die water kan ook voedsel besoedel en diere doodmaak. Natuurlike watersiklus. Water verdamp uit die see, mere en riviere en as gevolg van transpirasie van plante. Dit gaan op in die lug as gevolg van die hitte. Wanneer dit bo kom, waar dit koeler is, kondenseer die water. Die kondensasie veroorsaak dat wolke vorm. As die druppeltjies groter word, val dit as reën of presipitasie. In hoër gebiede val die presipitasie as sneeu of haal, wanneer dit vries. Wanneer dit smelt, sal dit weer afloop vorm wat die water laat terugloop in die damme, riviere en dan na die see toe. Sommige water sal ook in die ondergrondse watertafel insyfer. Die watersiklus verloop dus as volg. Die son se hitte veroorsaak dat water uit die see, strome, riviere en mere verdamp. Die waterdamp styg op in die lug. Hoër op waar die lug koeler is, kondenseer die waterdamp in miljoene waterdruppels wat wolke vorm. Wanneer die waterdruppels in die wolke groter word, val van die water as reën. In ander wolke wat baie hoog is en regtig koud word, vries die waterdamp en vorm sneeu en haal. Die sneeu en haal val op die grond en smelt. Die water vorm afloop wat in riviere en damme en terug na die see vloei. Hierdie water sal weer verdamp om deel van die watersiklus te vorm. Van die water syfer in die grond in na die ondergrondse watertafel. Redes waarom vlei lande so belangrik is. Vlei lande is soos reuse sponse wat water opsuig en stoor. Vlei lande vertraag vloedwaters. Vlei lande is natuurlike filtrasiesisteme wat water suiwer. Vlei lande is belangrike habitatte vir plante, voëls en ander diere. Die verwering van materie. Die effek van weer op materie. Definisie. Die verwering is die afbreek van biologiese materiale en kunsmatige materiale in kleiner dele of om dit chemies te verander deur kontak met die aarde se atmosfeer, water en biologiese organismes. Daar is twee tipes verwering, chemies en meganies. Oorsake van verwering. Die verwering van hout vind plaas as gevolg van tyd of ouderdom. Dit word bros en breek in stukkies. Vog of vrot hout, dis 'n chemiese reaksie. Dit word sag en verkleur en val uit mekaar uit. Wind veroorsaak uitgedroogde hout wat bros word en breek en dis 'n meganiese proses. Temperatuur, die hitte of koue laat die hout kraak en buig. Verwering van metaal. As gevolg van tyd, dit word bros en verloor krag. As gevolg van vog, dit roes is 'n chemiese reaksie. Oksidasie reaksie. Metaal lyk rooi-bruin, dit voel grof en skilfer af. Temperatuur. As gevolg van die hitte sit dit uit en die kouer krimp dit in en dit verswak oor tyd. Dit is 'n meganiese reaksie. Die verwering van plastiek. As gevolg van tyd, dit verkleur en word bros en breek, dis 'n chemiese reaksie wat plaasvind. Hitte veroorsaak krake en dis 'n meganiese reaksie wat plaasvind. Dit kraak en breek as gevolg van uitsetting en inkrimping as gevolg van temperature wat verander. Metodes om die lewensduur van materiale te verleng. Verf, skoon oppervlaktes sodat dit verseël en beskerm word teen water en chemikalieë. Dit verhoed ook dat yster roes. Vernis, verf skoon oppervlaktes met vernis sodat dit verseël word en beskerm word teen water en chemikalieë. Dit verhoed ook dat yster roes.
Olie bedek oppervlaktes en voorkom dat hout uitdroog of water absorbeer. Dit voorkom wrywing en help bewegende dele om glad te beweeg. Elektroplatering. Dit beskerm die metale teen aanslaan, roes en verkleuring. Galvanisering. Bedek yster met 'n dun laag sink om roes te voorkom. Politoer. Dit seël en beskerm oppervlaktes teen water en voorkom dat materiale in die son vergaan.